Ek sit nou vanmôre hier onder die groot boom. Almal wat Teefontein toe kom, vir of 'n werkswinkel of net wil kom sit en gesels of hier langs die kant is 'n lekker vuurmaakplekkie. Maar as hierdie ou boom kon praat, het hy nou vir ons stukke gesny, julle uit die boeke uit, wat alles al hier onder hom kwyt geraak is. Maar nou praat so van kwyt geraak. Hier Salvador Dali so waar weer. Dis nou net hy wat ook in die video wil wees. Ek sal nou maar 'n video net van hom moet maak, julle. My suster uit Kanada uit het nou by ons gekuier vir 'n ruk. En nou kuier soos by susters, daar ry ons Karoo, ek het 'n suster in die Klein Karoo op Oudtshoorn. Nou ry ek en my Groot Karoo suster Klein Karoo toe daar om te kuier saam met die suster uit Kanada uit. Nou, my suster daar in Oudtshoorn bly so buitekant die dorp, naby so 'n vlei land. Julle, dan kyk ons nou saans, so onder daar na die riete toe. Die Engelse praat van murmurations, as die voëls so soos 'n skool visse swem, so vlieg hulle tot hulle almal opeens loop sit. En die Klein Karoo het nou, die plekkie is beskut, so is nou meer voëls daar as hier op Teefontein waar als nou meer uitgestrek en droër is. Nou sit ons susters daar op die stoep. Julle, en dit het ons ouers ons geleer. Waar jy is, jy loop sit op 'n klip of jy loop sit op 'n stoep of iewers op 'n stoel en jy kyk na die voëls, na alles wat jy sien. Sit ek kyk jy nou daar. Nou sit ek daar, het ek nou vir 'n Jan Groentjie geleer. Hier is ook Jan Groentjies op Teefontein, maar daar in Oudtshoorn het ek nou gesien wat se diktator is 'n Jan Groentjie. Julle, nou my suster het baie blomme, soos die willedagga en baie van die alwyne wat die Jan Groentjies in die suikerbekkies nou kan, dis my so mooi as hulle so drink. Ek wens ek het so 'n bekkie gehad, wat het sulke mooi diep goedjies kon ek my bekkie indruk en daar soet sappies drink. Nou hou ons so die voëls dop en oral op 'n hoë plek sit Jan Groentjie. Hy het amper die tyd om eers te eet nie. Hy's die diktator, die heerser van die klein werfie. Ek het nie geweet hulle is so aggressief nie. Hy wil niemand naby hom hê nie. Dan sit hy op die dak. Daar kyk hy nou ver uit. My suster het so 'n pragtige uil. Sy het so 'n plat dak huisie, 'n uil bo. Daar sit hy bo op die uil. Die mis wat hy nou daar mis is nou sy getuie. Dan gaan sit hy weer op so 'n hoë stomp. En sodra daar 'n voeltjie kom sit, tot wie's daai een wat so almal Jan man, wie's daai een wat so sê twee dood. Dit gaan nou by my uitkom. Die een wat so ander voeltjies doodmaak. Daai voeltjies nou uit my kop uit. Ek wil nou sê Jan Fiskaal, maar dit is nie Jan Fiskaal nie. Tot daai dier, tot hierdie groterige vinke en goed wat groter is die Jan Groentjie. Ja, hy weg, hulle mag nie naby hom sit nie, hulle mag nie naby hom eet nie. Hy hou daar wag. En nou en dan kom hy af, dan eet hy nou ietsie, dan sy aandag nou afgelei, dan kan die ander nou ook kom. Nou is dit vir my so interessant. Mensdiktators sit my verskriklik af. As ek lees van hoe lelik diktators aangaan met mense, dan dink ek, sis, hoekom is die mens so lelik? En tog sit hierdie diktator Jan Groentjie my nog glad nie af nie, want vir hom gaan dit oor territory. Daai hele erfie-werfie van my suster Ilse is nou sy hele territory en net hy wil daar bly. Hy laat so nou en dan in sy ou wyfietjie natuurlik, die ou vaal vroutjie, sy mag nou saamkom eet. Maar ja, by die mens raak ons ook diktators oor grondgebied en oor territory en sulke dinge. Maar die Jan Groentjie maak nie dood nie, hy maak nie seer nie. Hy sê maar net, nee man, ek is hier koning. Ek is die mooiste koning hier rond. Dit gaan oor hiërargie. Daar's 'n rede vir hierdie dier om op te tree soos 'n diktator. En onder ons mense gaan die diktatorskappe en die dinge, maar baie keer oor mag en geld.
En Jan Groentjie weet nou niks van mag en geld nie. Hy wil net hê hierdie hele dingetjie moet syne wees. Dis ook seker nou maar mag, as net nie geld by betrokke nie. Maar so kan ek my verkyk, hierdie kleine voeltjie. En tot die tinkies het ek al hier op die werf dopgehou as hy 'n nesie bou. Hy sal 'n mossie sommer heeltemal wegjaag en verwiller. En hy is seker so groot soos die een lid van hierdie pinkie teen die mossie wat omtrent so groot is soos my duim. Maar hy sê vir daai dier, gaan weg van my af. Jy min nie hier wees nie. Kan jy nie sien ek bou 'n nesie hier nie. En so het moeder natuur in alle plekke, hieronder is ou springbok ramme wat nou die tyd van die jaar sê, ek is die ram. En blesbokke wat sê, maar jy moet bietjie terugstaan, ek is die gwef hierso. Hoe moeder natuur die rituele en die rondom hiërargie so duidelik uitspel, dat almal dit kan sê. Almal dit kan sien en is duidelik. Jy moenie hier kom nie, dis my plek. Ek het nou vroeër gepraat van die steenbokkie, tot hy te kraaltjie, 'n plekkie waar net hy mis. Dis waar hy wys, hierdie stukkie is myne, julle is baie ander stukkies vir julle almal. So Jan Groentjie het nou vir my 'n ding gewys daar in Oudtshoorn en ek moet nou so gesit terwyl ek praat, wens ek onthou daai voël se naam wat so twee dood sê. Maar hy's uit my kop uit. Julle sal dalk vir my kan sê as julle hierna luister. Wat se dier se naam is twee dood, want hy wil nie nou my verstand inkom nie.